Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se Kerssangdiens. Desember het uiteindelik aangebreek. Dis die feesseisoen en dit is ook vir ons 'n guldige geleentheid om weer eens tot binne toe te keer, om bewus te raak van dit wat God vir ons kom doen het. Hy wat sy enigste seun vir ons gestuur het om ons verlosser te wees. So met die hele Desember is daar klokke wat lui, daar is Kersfeesliedjies wat op die radio speel, maar hier waar ons vandag by mekaar kom, wil ek u uitnooi om regtig u gedagtes te draai na die werklike betekenis van Kersfees. Die werklike betekenis van 'n Christusfees. Kom ons sit net so en dan open ek vir ons met 'n gebed, waarna Mila vir ons na die verhoog toe kan gaan om haar liedjie te begin mee. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, uit u hande kom net dit wat mooi en wat goed is. By u is ons bekommernisse veilig, want ons weet dat u vir ons voorsien. U wat u seun vir ons gestuur het, sodat ons nie verlore kan gaan nie, maar vir ewig deel kan hê in u koninkryk. Amen. Ek wil sommer vra al die kinders wat bo ook sit, ek sien julle en hier's kinders hier voor en kinders daai kant bo, om asseblief af te kom, is meer as genoeg plek om ook deel te neem. Jy hoef nie bekommerd te wees om te oefen voor die tyd nie, dis regtig pret en lekker. Ons begin met hierdie liedjie wat nie noodwendig 'n Kersfeesliedjie is nie, dis om die ys te breek, sodat ons kan weet ons gaan lekker saam sing en ons gaan groot deelneem en ons stemme opwarm. Nog 'n laaste een, kom. Ons het 'n klein tegniese uitdaging. Okay, ek dink terwyl ons daar agter die klein tegniese uitdaging. Okay, toe maar. Ons kan hom nou hoor. Goed. Koffie. Gaan ons weer probeer. Okay, Mila, is jy reg? Goed. Hy het my baie mooi gemaak.
my koppie, dit is my lyfie, dit is my voete, doen dit lyfie, doen dit. Dit is my koppie, dit is my lyfie, dit is my voete, doen dit lyfie, doen dit. Doen dit lyfie, doen dit, doen dit lyfie, doen dit. Doen dit lyfie, doen dit, doen dit lyfie, doen dit. Doen dit lyfie, doen dit, doen dit lyfie, doen dit. Doen dit lyfie, doen dit, doen dit lyfie, doen dit. Ek sal dans, ja ek sal dans. Dans vir my God, ek sal dans. Ek sal dans, ja ek sal dans. Dans vir my God, die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie, baie mooi gemaak. Ja, die Here het my mooi gemaak. Hy het my baie, baie mooi gemaak. Ek dink julle kan ook nou opstaan. Gemaak. Hy het my baie, baie mooi gemaak. Goed, nou dat die ys gebreek is, nou dat ons almal bietjie so van ons lywe begin beweeg het, dankie daar agter, ek het jou gesien. Ja, terwyl hulle afbeweeg, gaan ek regtig vir ons so terwyl ons staan 'n oomblik gee van stilte. En dan gaan Dien hierso saam met Christian vir ons 'n liedjie speel. Die uitnodiging vir hierdie oomblik van stilte is om bietjie bewus te raak van die swaar en die seer wat in ons gemeenskap aan die gang is, ons families, in ons vriende, kring in die werkplek. Ons het spesifiek in ons gemeente vir Klein Kobus wat môre vir 'n groot prosedure gaan. Klein Kobus is die kleinseun van Kobus en Alta, Jaco en Dionay se kind. Daar's 'n klomp uitdagings as dit kom by kinders en by kinders grootmaak, en as ons hier gesien het hoe dans hierdie kinders voluit, vol skaam, vol opgewondenheid, is daar iets in ons almal se harte wat bietjie warm begin raak. So ek wil regtig 'n oomblik gee van inkeer. 'n Lang stilte dat ons in besonder vir Klein Kobus sal bid, maar ook vir almal in ons familie. Almal met 'n klein kind, almal met 'n boetie en 'n sussie, almal met ouers. Ons as 'n gemeenskap om net bietjie ons harte uit te raak en bid vir God se hand in ons gemeenskap. Kom ons sit net so. Staan. Here, U is ons herder. Ons kom niks kort by U nie. U lei ons na waters daar waar daar vrede is. U gee vir ons nuwe krag. U nooi ons uit om by U tafel te kom aansit as eregaste. Here, dit is ons belydenis. Dat ons weet ons kan op U vertrou. Dat ons kan vasstaan in geloof. Want U lei ons deur donker dieptes. En ons is nooit verlore sonder U nie. Gaan met ons huisgesinne, ons kleinkinders, ons kinders, familie, broers, susters, ons gemeenskap, te midde van siekte, te midde van eensaamheid, depressie, alleen wees, maar ook in al die goeie goed, die vreugde, die lag, want U is ons herder.
Amen. Julle kan julle sitplekke inneem terwyl Dini onder vir ons 'n klein begeleiding gaan doen. Die tradisie van Kersfees het op so 'n manier eintlik bietjie vervlou geraak. Ons luister in winkelsentrums na jingle bells. Ons luister op die kar se radio ook na 'n klomp verskillende Kersliedere. Daar's oral markte en kore van mense wat kom en iets kom deel in liedere. Maar wie weet eintlik nog werklik waaroor dit gaan? Werklik wat die geskenk as Jesus Christus vir ons beteken. In Johannes skryf Johannes in sy evangelie 'n universele storie van Jesus. Nie Jesus as die magtelose baba in 'n krib nie. Jesus as ons redder. Jesus in die begin van Johannes wat ook verwoord word as in die begin was die woord en die woord was God. Hy het na die wêreld toe gekom as die lig. Die wêreld het hom nie geken nie. Ontken vir dit wat hy vir ons kom doen het. Mag ons regtig weer die ware betekenis van 'n Christusfees in gedagte hou. Oral waar ons gaan, waar Kersversierings op die bome is, by ons eie huise is. Elke liggie wat brand, elke kers wat aan is, om te onthou dat Jesus Christus ook ons Here God is. Kom ons sing nou saam lied 344 vers 1 tot en met vers 3 oor die goeie tyding en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek.
mag God se genade, vrede en barmhartigheid by ons wees. Deur Jesus Christus ons verlosser en die Heilige Gees wat ons lei. Amen. Ons kan vir Renate vra om vorentoe te kom. Julle kan sit ook. Ons gaan nou sing vonk 39, lank terug in Bethlehem. Het Jesus Christus, Seun van God, gekom op Kersfeesdag. Hoor hoe sing die engelekoor, al bring aan God die eer. Vir ons het God sy Seun gestuur, niks kon sy liefde keer. Hoor die engele sing, ons koning het gekom, en ons sal leef in ewigheid, omdat ons glo in hom. Waar herders waghou in die nag, sien hul 'n nuwe ster. Hoor 'n engelekoor wat sing, musiek wat kom van ver. Hoor hoe sing die engelekoor, al bring aan God die eer. Vir ons het God sy Seun gestuur, niks kon sy liefde keer. Hoor die engele sing, ons koning het gekom, en ons sal leef in ewigheid, omdat ons glo in hom. Daar was geen plek in Bethlehem vir die geleerde paar. En die stal so koud en koud, word sy beloftes waar. Hoor hoe sing die engelekoor, al bring aan God die eer. Vir ons het God sy Seun gestuur, niks kon sy liefde keer. Hoor die engele sing, ons koning het gekom, en ons sal leef in ewigheid, omdat ons glo in hom. Ek dink kom ons sing die koorvers weer, en dan Anne-Marie sal jy asseblief vir ons kom die gedig voorberei. Ons almal kan lekker saam hard sing. Nou hoor die engelekoor. Ek wens vir jou 'n Kersfees, 'n gedig deur Andrei Swarts. Vanaand gesels ek deernag met die man in die maan. Maak grappe en lag en skielik vra hy, wat gaan daaraan? Want van waar ek kyk, kry die wêreld so seer.
Hy vra toe ons vergeet van die kindjie ons Heer. En ek sê nooit, nee nooit. Ek wens vir jou 'n Kersfees, vol vrede soos dit hoort. Ek stuur vir jou geskenke, toegedraai in hoop. Ek wens vir jou genade, 'n seëning elke dag. Ek bid jy slaap in liefde. Ek bid jy slaap in liefde elke nag. Ek vra hom oor die nag, toe die ster langs hom verskyn. Hy sê dat daar die lig steeds in ons kan skyn. En op daai mooiste nag kon jy kinderstemme hoor, engele wat juig die wêreld oor. En ek sê prys sy naam. Ek wens vir jou 'n Kersfees, vol vrede soos dit hoort. Ek stuur vir jou geskenke, toegedraai in hoop. Ek wens vir jou genade, 'n seëning elke dag. Ek bid jy slaap in liefde, ek bid jy slaap in liefde elke nag. Ons vra vir 'n land in harmonie, 'n vrede wat weer klink, 'n dreuning wat steeds sterker word en ons in vrede bind. Ek wens vir jou 'n Kersfees, vol vrede soos dit hoort. Ek stuur vir jou geskenke, toegedraai in hoop. Ek wens vir jou genade, 'n seëning elke dag. Ek bid jy slaap in liefde. Ek wens vir jou 'n Kersfees vol vrede soos dit hoort. Ons sing volgende lied 35 of 358 vers 1 tot 3. Elkeen van ons het 'n roeping. Elkeen van ons is op die naam genoem en geroep. Gevorm met 'n identiteit in Christus. As ons nou na ons teksgedeelte gaan kyk in Lukas 1 vers 26 tot en met vers 38,
is daar 'n roeping vir Maria ook. 'n Roeping voordat Jesus nog gebore is. Ek wil u uitnooi as ons so na die skrifgedeelte kyk, om jouself in te dink, hoe dit sou gevoel het as 'n engel gekom het, en ook hierdie nuus gedeel het met jou. Die engel groet Maria met begenadigde. Nie net genade nie, maar begenadigde. Die genade van God is alreeds by ons, by Maria. Kom ons lees saam. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuister oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en hy sal die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou ook in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot die beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. In die begin waar Maria bang is, groet die engel haar, God is by jou, begenadigde. En waar sy hierdie roeping aanvaar en sê, ek sal doen wat die Here van my verwag, want niks is vir God onmoontlik nie. Mag een en elkeen van ons bewus wees van ons identiteit binne in God, deel van sy koninkryk, sy beeld wat na buite toe straal. Kom ons sing nou lied 334 vers 1 en 3, gevolg deur lied 329, want so lief het God die wêreld gehad, en die kinders kan ook dan begin gereed maak om die klein tromseentjie te sing. Thank
God se liefde triomfeer. Dit waarvoor ons bang is, dit waaroor ons bekommerd is, deur Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, wat uit die maagd Maria gebore is, triomfeer God se liefde alles. Ek dink ons almal kan terugwaai ook. Igna, ek dink jy kan begin. Julle kan julle afgaan en julle kan julle instrumente dan daar by Louis insit. Almal saam. Lukas het gesê dat soos ons die verhaal van Jesus se geboorte ken, dat daar nie plek in die herberg was vir Jesus se geboorte nie. Johannes betreur dat die koning wat na sy eiendom toe gekom het, nie deur sy eie mense aangeneem is nie.
Die mense wat deur God geskep is, sy eie volk, wat lank op die koms van die Messias gewag het toe hom glad nie aanvaar nie. Sy eie volk het hom verwerp. Die wat hom toe wel herken en aanvaar, is die mense wat ons die minste dit van verwag. Die herders, die sterrekykers, doodgewone mense, eenvoudige mense, mense eintlik soos ek en jy. Die Here sê vir hulle, moenie bang wees nie, want ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Dit was vir die sterrekykers, vir die herders, eintlik 'n vreemde konsep. Maar vandag vir ons, jare later, is ons so gewoond aan hierdie storie. Nog steeds is die woorde op ons harte ook gedruk. Moenie bang wees nie, want ons het 'n verlosser vir ons hele volk. Die Here leer ons hoe om in 'n verbintenis met hom te lewe. Die wêreld wat vol van misleidings soms is nie iets wat ons van die liefde van God af kan wegvat nie. Mag ons verby die gejaag in die geskarrel eintlik ook weet dat Kersfees regtig iets beteken. Kom ons staan nou vir ons lofsanglied 345 vers 1 tot en met vers 4. Kom alle getroues, waarna Carla en Amelia en dan Ruben vir ons direk gaan ingaan met 'n lied van Halleluja. Kom ons staan.
ons loof U. Halleluja, Bethlehem sing 'n engelkoor, die herders het die lied gehoor, die voorde dra 'n boodskap van verzoening. Die lied bring lig, hy bou 'n bron, 'n volk kom na 'n wonderland, en Jesus word verheerlik in al oorde. Halleluja, Heer ons loof U. Die donkie dra sy eerste vrag as Jerusalem op 'n koning wag. Die take van 'n palm roep sy naam. Die lied word vier, die prys is duur. Elises breek die skeidingsmuur op Golgotha, sy grootste. Halleluja, halleluja, Heer ons loof U. Ons tweede teksgedeelte vanoggend is die geboorte van Jesus. Lukas 2 vanaf vers 8 tot en met vers 20. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van die groot boodskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God geprys en gesê het: Eer aan die Vader in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Nadat die engele van hom af weggegaan het en na die hemel toe is, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in 'n krib lê.
Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonder daaroor. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God geloof en geprys het oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos wat hulle gesê het. Maria, wat na hierdie gedeelte gereeld nog oor hierdie gebeurtenisse nagedink het. Mag ons, terwyl ons nou ook so saam sing, ons kan bly sit vir dit met lied 349, kom kinders besing, gevolg met lied 365, hoor die baie engelelied, en dan lied 364, herders op die ope velde. Ook gereeld nadink aan dit wat Jesus vir ons gedoen het.
groter motivering as om te weet dat iemand jou liefhet nie. Dat jy behoort en dat jy veilig is. Ons vermoë om lief te hê hou dikwels verband met die liefde wat ons ween en weer van ander mense ontvang en ervaar. Ons het gewoonlik lief in dieselfde mate as waarin ander mense ons liefhet. Die goddelike voorbeeld van Jesus se liefde is so groot dat dit 'n mens eintlik laat terugdeins, maar tog laat besef wat ware liefde behoort te wees. In die geboorte van 'n koningskind het die lig na die wêreld gekom om ons te kan leer hoe ware liefde lyk. Jesus was volkome mens. Hy het gesien, gehoor en is aangeraak. Hy was gearresteer en hy het ook gebid tot God. Hier in sy wat ons het om aan deel te wees, kan ons weet wat ware en onvoorwaardelike liefde is, alleen deur ons Jesus Christus. Ons gaan nou luister na O Holy Night, waarna Delien vir ons direk daarna Vlam 8 gaan speel. For
Ons kan nou staan vir vlam 8. Ons is maar net 'n oomblik. God is vir ewig. Mag sy waarheid deur ons harte vloei. Mag ons ook die droom hê om elke dag te strewe na 'n groet van begenadigde. Begenadigde, die Here is by jou. En jy hoef nie bang te wees nie. Die Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal genade teenoor ons betoon en ons gebede verhoor. Die Here sal ons op ons roepstem antwoord, alleen deur sy liefde en seën. Amen. Ons kan nou sit, die kinders kan weer vir my op die verhoog beweeg. Terwyl die kinders gereed maak om terug te gaan verhoog toe, wil ek een en elkeen van u vra om nie net hierdie gevoel hier te los nie, maar ook om buitentoe te kan gaan. Eintlik met 'n boodskap van ons harte van wat nou? Wat nou? Dis feesseisoen. Ons het 'n wonderlike Kerssangdiens gehad, vol lag en pret en deernis. Maar wat nou? As ons verder kyk in die toekoms in, om hierdie boodskap in ons harte saam te kan dra. Wat nou? Die volgende lied is nie eintlik ook 'n Kersfeeslied nie, maar dit sluit aan by die huis toe gaan boodskap van wat nou. Want ons weet ons dien 'n genadige God wat kom, sodat ons as sy kinders vir ewig by hom kan tuis gaan. Thank you. 'n 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 'n
boodskap in ons harte dra van as hy weer kom. Want ons weet dat ons behoort aan die Here. Ons weet dat ons buitentoe kan gaan, nie net met 'n wat nou wat hier stop nie, maar die liefde, onvoorwaardelike liefde. Ek gaan dat ons 'n lied speel, Johan, julle kan die uitsending stop nou. Ek gaan dat ons 'n lied speel, I Raise a Hallelujah.